Goeienaand, dit is 21 Mei 2024 en dit is my lekker om weer hier voor die kamera te sit om vir jou gesels video te bring hier op YouTube. Dit was nou nogal 'n rukkie gelede sedert ek laas 'n video opgesit het. En soos wat ek en Gina, een van my mede-omroepers by Radio Roepsyn, gesels het, is dat dit is moeiliker om inhoud bymekaar te kry as wat dit dalk mag lyk. So ek het nou die afgelope paar weke geloop en dink, wat kan ek doen om 'n daaglikse video op YouTube te sit? En dit is inderdaad so. 'n Mens moet inhoud hê om oor te praat. So daar's 'n paar onderwerpe wat ek gedink het ek oor kan gesels. En ek wil nou eers wegspring om te vertel van die onderhoude wat ek die afgelope weke gedoen het op Radio Roepsyn. As jy nog nie weet hoe om na ons te luister nie, ons is internetradio. So jy tik in jou browser Radio Garden en dan sal jy sien is daar so 'n vergrootglasie waar jy dan intik Roepsyn. En op Radio Garden wys daar 'n wêreldkaart wat dan so skuif oor die kaart en dan vir jou wys Roepsyn sit in die Noord-Kaap, dan nou in Appington. En dan begin hy outomaties speel. Of jy kan Radio ZA download en ook binne in die app tik jy Roepsyn en dan begin hy outomaties speel. So dis internet radio. Nou, so gepraat van die onderhoude, ek het lekker onderhoude gevoer met Gerrit en Johan, wat hulle eie, wel nie hulle eie nie, maar hulle is toergidse vir toerisme besigheid, afsonderlik van mekaar. En ek het ook gesels met sosiale media influencers, of dan nou beïnvloeders. Vanoggend het ek met Helene van der Merwe gepraat daar van Nelspruit. Sy is ook bekend as Pretty Bell. As jy na haar sosiale media profiele wil gaan kyk, inspirasie vir modes, grimering en ma wees in die moderne tyd. Want daar is ontsettend baie balle wat aan die lig gehou moet word in die proses hier in die moderne tyd, soos wat ons vandag die lewe ken. So ons praat spesifiek ook oor sosiale media wat baie druk op mense kan plaas om te presteer, omdat dit geneig is om mense se lewens perfek te laat lyk. En die meisies met wie ek gesels het, of die jong vrouens met wie ek gesels het, maak 'n punt daarvan om te wys dat hulle lewens juis nie perfek is nie, maar dat die dinge wat ons almal so graag wil doen, uitvoerbaar is, te midde van die feit dat dit nie perfek is nie. So daar was ook 'n onderhoud met Melissa Jansen van Nieuwenhuizen. Ek het baie geniet om met haar te gesels, en sy het dieselfde uitgangspunt. Sy het nou weer ander tipe besigheid as wat Helene het. Sy doen personal training en nutrition, en sy deel ook haar eie uitdagings rondom diagnoses. Sy is gediagnoseer met fibromyalgie en 'n tipe artritis, en sy het 3 kinders. So elke ou is uniek. Almal bring iets na die tafel toe wat uniek is, maar die deursnit persoon met wie ek onderhoude voer, wat vir my baie belangrik is dat mense moet nie voel hulle lewens is so perfek dat hulle nie kan byhou nie. Jy wil voel jy kan assosieer daarmee. So dis hoekom ek daai 2 dames spesifiek gekies het. So ek kyk na nog persone met wie ek onderhoude kan voer. Dis gewoonlik op 'n Dinsdagoggend 10:15, soos ek nou vir jou verduidelik het hoe om te luister na Radio Roepsyn, maar die ander oggende gesels ek oor ander onderwerpe. So ek probeer om op Maandag met iemand te gesels met 'n medisinale agtergrond, of dan nou medies, en dis nie net noodwendig, ek noem dit nou sommer hoogstroom medies nie, dit kan ook alternatiewe forme van medikasie of behandeling wees. Dinsdae sosiale media beïnvloeder, Woensdae wil ek graag met boere gesels, enige boere reg oor die land, dit hoef nie net in die Noord-Kaap te wees nie. As jy weet van iemand wat sal belangstel, stuur vir my 'n e-pos, ek sit gewoonlik my e-mailadres onder aan my video's, en dan sal ek graag daardie boer wil kontak om onderhoud te doen. Dit is regtig net vir lekker gesels om uit te vind waarmee boer mense
hoe lank boer hulle al en wat kan hulle vir ons vertel van hulle dag tot dag met die boerdery. Dan op 'n donderdag gesels ek nou al vir 'n hele klompie maande met Henk Opperman wat 'n verteenwoordiger is vir die DA hier in die David Kruiper munisipaliteit wat nou val Appington en die groter omgewing, alhoewel Radio Roepsyn geen direkte assosiasie noodwendig het met enige politieke party nie. Henk is aan bestuur van sake hier by ons en hy is ook op die buurt WhatsApp groepe wat aanbetref munisipale probleme, krag en water en so aan. So hy is beskikbaar en bereidwillig en dis bloot hoekom ek met hom gesels. Maar ek is ook bereid om met ander verteenwoordigers te gesels. Soos ek sê, ons skaar ons nie by 'n spesifieke politieke party nie. Dan op 'n Vrydag hou ek daarvan om oor toerisme te gesels. Dit hoef nie noodwendig 'n toergids te wees nie. Dit kan iemand wees wat onlangs 'n staproete gedoen het of wat iewers gaan kamp het waar dit lekker is of enige iets wat met toerisme te doen het. So vir daardie hoofkategorieë sal ek plek maak as jy weet van iemand of as jy self graag iets wil bydra ten opsigte van medies, sosiale media beïnvloeder, boerdery, politiek of dan nou toerisme. Dis my hoofkategorieë waar volgens ek uitsaai. Ok, dan het ek paar weke gelede op Facebook gevra, half uit desperaatheid uit. Soos baie mense weet, loop ek nou al vir 'n geruime tyd, seker so 2 jaar, met geweldige hoofpyn. En ek het al verskeie dinge probeer om van die hoofpyn ontslae te raak, maar niks werk nie. So, laas jaar Oktober het ek gegaan om al 4 verstandtande te laat verwyder. Die boonste 2 verstandtande het deurgesteek tot in die sinusse en die dokters het vermoed dat dit is wat die hoofpyn veroorsaak. So, toe moes ek gaan na 'n mond- en kaakchirurg toe, wat dit onder vol narkose moes doen in 'n teater, omdat die sinusse na die tyd weer toegewerk moes word, kon ek dit nie in die stoel laat doen, soos hulle sê nie. Nou ja, dit was 'n moebiese groot operasie en ek het komplikasies gehad, iets verskrikliks. Die van julle wat my boekvoorlesings geluister en gevolg het, sal weet daarvan hoe my gesig geswel was en die abses wat ek gehad het en dit was regtig 'n verskriklike pynlike proses. En toe het die mond- en kaakchirurg vir my gesê dat ongelukkig met so iets moet jy met 'n checklist afgaan en elke ding probeer en as dit nie werk nie, tik jy hom af en sê jy het nou dit probeer, kom ons gaan aan na die volgende ding toe. Nou ja, hy was gelukkig eerlik genoeg om vir my te sê dat dit nie te sê is as my verstand dan uitgehaal word dat dit die hoofpyn gaan wegvat nie. Ek het nie daarvan gehou dat hy dit vir my sê nie, maar ek het sy eerlikheid waardeer. Okay, so dit was toe nou nie die verstandtande nie. Toe loop ek nou nog steeds met 'n hoofpyn. Toe was ek in laasweek, die hele week in Pretoria. My ouers bly nog daar, in dieselfde huis waar ek groot geword het, en toe het ek nou uiteindelik 'n tweede neuroloog gaan sien, na die eerste een wat ek net mooi 'n jaar gelede gesien het, vir 'n tweede opinie. So hy het toe na my hele storie geluister, interessant gevra, waar het ek skool gegaan, wat het ek studeer, hy het selfs my gevra wat wil ons kinders na skool doen, wat vir my 'n interessante vraag was, maar die punt is, hy het 'n baie deeglike konsultasie gedoen. Op die ouene het hy vir my gesê, ek was al blootgestel en is op die oomblik blootgestel aan geweldige stres, en hy is heeltemal reg daaroor, uit die aard van wat Wynand doen, hy steek regtig sy nek ver uit, en wil ek amper sê, plaas sy naam op die spel. Dit is nie 'n maklike opdrag wat hy aanvaar het nie, en ek sal eerlik wees, ek wou nie gehad het hy moet met dit betrokke raak nie, maar hy het toe nou betrokke geraak. Ons het geskuif van waar ons gebly het in Glentana, waar die kinders in George skool gegaan het, het ons geskuif na Appington. Nou, Wynand sal vir jou vertel dat toe hy gesê het, okay, ons moet trek Appington toe was my reaksie dat die kinders dit nie sal aanvaar nie.
Maar ek wil dit net regstel deur te sê dat my bedoeling was eintlik dat dit vir my gaan swaar wees om my kinders uit die skool uit te haal. Hulle was toe nog in die laerskool, hulle was baie gelukkig in die skool in George, en dat dit vir my swaar is om hulle uit die skool uit te haal. Hulle het lekker regte vriendskappe gemaak daar, goeie maatjies, ken al die onderwysers in die omgewing, en nou moet ons hulle daar uithaal en in 'n nuwe dorp, ver van George af, in 'n nuwe skool gaan inskryf. En dit was nou maar, vandat ons met dit betrokke geraak het, dat Wynand bereid is om leiding te neem om vir mense hoop te gee en 'n plan van aksie vir dreigende probleme in Suid-Afrika, is dit geweldig stresvol. So ons kry natuurlik ontsettend baie kritiek, nie net van vreemdelinge nie, maar van familie en vriende af ook. Ons word verskriklik beskuldig van 'n klomp goed. Ek kan jou lank daarmee besig hou, maar glo my, dit is nie lekker om 'n bekleierery op te tel met mense wat naby aan jou is, soos ek sê, familie en vriende. Dit is 'n netelige saak en nie almal stem saam daaroor nie, en in die proses word ons nou beskuldig van 'n klomp goed. So dis nou maar net om daar aan te raak, maar dit alles is geweldig stresvol, en ek het al vir 'n vriendin of twee en vir my tannie met wie ek altyd baie lekker gesels, gesê, ek voel opstandig daaroor dat dit nou juist my man moet wees wat sy nek uitsteek en 'n plan probeer maak vir as die slegste in Suid-Afrika sou gebeur. Maar in elk geval, dit kom nou daarop neer dat dit is geweldig stresvol, en die hoofpyn lyk asof dit daarvan afkom, as gevolg van geweldig baie stres. En dit maak vir my sin, so ek moet nou maar my stres bestuur. Ek het in laasweek saam met my sussie by hulle gym gaan oefen, dit was baie lekker. 'n groot volledige gym daar in Pretoria. Daar is sulke kort rollertjies, is 'n ronde sponsagtige roller met sulke knoppe op. Ek sê nou maar studs. Dan sit jy hom hier agter jou nek en dan kan jy jou kop nou so heen en weer rol, en daai knoppe of studs druk jy oral op hierdie sagte deeltjies hier agter waar jou nek by jou kop ingaan. En dit was fantasties ontspannend, en daar's 'n sauna en 'n stoomkamer ook, wat baie goed is vir mense algehele gesondheid. So ek het lekker kans gekry om dit saam met my suster te benut. En ek het toe nou gedink aan die fisio waarby ek was 'n jaar gelede, wat vir my ook vertel het van die ronde balletjie wat jy kry met sulke spikes op. Dan kan jy hom hier in jou nek sit en dan rol jy nou so, en dan druk daai spikes ook so hier op al hierdie sagte plekkies. En sy sê toe vir my, ek kan een van daai balletjies by Dis-Chem gaan koop, en in my kop het ek dat ek gaan nou by Dis-Chem inkom, dan is daar nou 'n groot houer wat daar staan, vol van hierdie balletjies, en lyk dit nou soos 'n houer wat gemaak is vir kinderspeelgoed. En ek kom toe in Dis-Chem en nêrens sien ek hierdie houer wat ek nou in my kop het, met hierdie balletjies nie, en ek besluit toe wel, Dis-Chem het nie sulke balletjies nie, nou los ek dit nou maar. Toe loop en dink ek nou ook, dis nou tipies hoe dit gaan, nou, net omdat ek nou nie die balletjies sien nie, dink ek, Dis-Chem het dit nie. En toe ek nou seker 'n jaar later in Dis-Chem loop, daar by die oefen toerusting en goed, daar's handskoene en straps en goed waarmee jy kan strap as jy weightlifting doen en so, daar sien ek toe die balletjies, maar dit is verpak in 'n boksie. Elke enkel balletjie is verpak in 'n boksie, en dan is daar groteres en kleiner. En toe sien ek, okay, hier is die balletjie waarvan die fisio gepraat het. So ek is altyd geneig om filosofies te raak, en dink ek by myself, ja, dis nou 'n sprekende lesie daarvan, dat partykeer loop en soek ons na iets, en dan kry ons dit nie, en dan aanvaar ons, okay, dit is nie daar nie. En baie kere is dit in die lewe ook so, jy loop en dink, jy het hierdie iets in gedagte, en omdat jy dit nie raak loop in die weergawe wat jy dit verwag nie, aanvaar jy maar net, okay, dit is nie daar nie, of dit bestaan nie, en jy moet dit nou maar aanvaar en vrede maak daarmee. So, volgende keer wanneer jy loop en iets soek, hou net in gedagte dat dit dalk heeltemal 'n ander vorm kan hê, as wat jy in gedagte het, want ons almal het maar 'n vooraf opgestelde idee van hoe dinge behoort te wees.
maar dit is nie altyd akkuraat nie. Of jy het iets in gedagte wat jy graag wil doen, nou gebeur dit bietjie in 'n ander weergawe en dan voel jy skoon gedisoriënteer, maar dit is maar net omdat dit nie ooreenstem met dit wat jy in jou kop gehad het nie. So, om dan nou terug te kom na wat ek gesê het oor, ek het op Facebook gevra oor die moontlikheid om van voorskrifmedikasie af oor te gaan na cannabis olie toe, of dan nou cannaboil, beter bekend as dagga, maar ek sê dagga klink so half platvloers, so ek praat eerder van cannaboil. Dis maar net 'n botteltjie met 'n olietjie in, en dan drip jy dit uit met 'n medisinale dripper, en jy sit dit in jou mond. So dit is maar 'n oliebasis, en jy neem dit in druppelvorm. Ek het ontsettend baie terugvoer gekry, ek is so dankbaar daarvoor, en mense se ondersteuning is ongelooflik. Ek het al voorheen, dan dink ek kan nie hieroor met mense praat nie, want mense gaan dit nie verstaan nie, hulle gaan nie begrip hê nie. Maar mense het baie beter begrip en empatie as wat 'n mens dalk mag dink. So neem die vrymoedigheid om raad te vra as daar iets is waaroor jy wonder of waarmee jy sukkel, want dit is mos nou maar die ding. Sosiale media is vir grappies en alles wat perfek en reg is, maar niemand praat oor die uitdagings en die moeilike tye waardeur ons gaan nie. So ek kan net dankie sê vir almal se ondersteuning ten opsigte van daardie vraag wat ek gevra het, om oor te gaan van kroniese medikasie na iets alternatief, soos byvoorbeeld cannabisolie. 'n Persoon het ook teruggekom na my toe oor, ek wil iets, dit is iets met mushroom te doen, of lion's mane, of so iets, ook alternatiewe medikasie. En daar is 'n persoon wat dan met toe teruggekom het oor daai plakkertjies, dis 'n ronde wit plakkers wat jy op jou plak. Dit het iets met stamselle te doen, en dan regenerate jou liggaam stamselle, as ek dit nou reg sê, onthou ek praat leuke taal, en dan gaan dit nou in jou liggaam en gaan herstel daar waar die tekort is. So ek het baie terugvoer gekry en baie ondersteuning. Daarvoor wil ek vir jou dankie sê. En ja, dit is maar 'n proses. Ek het dit met die dokter ook bespreek om oor te skakel van jou konvensionele medikasie na so 'n alternatief toe. So samel soveel as moontlik inligting in. Dit is maar trial and error. As jy voel dit werk nie vir jou nie, probeer iets anders, of gebruik meer of gebruik minder. Maar moenie net enige mediese raad vir soetkoek vat en dit opvreet nie. Verifieer dit altyd eers met jou dokter en met die persoon wat die produk aan jou verskaf. Onthou, daar is mense wat net die produk aan jou wil verkoop. Dan sit al die tyd 'n botteltjie met leë beloftes teen 'n hoë prys. Maar daar is definitief alternatiewe wat werk. So maak seker jy kry die nodige inligting en die ondersteuning, want dit is nie so eenvoudig om net oor te skakel van veral psigiatriese medikasie na 'n alternatief toe nie. So op die oomblik het ek nou vir die afgelope 2 dae glad nie hoofpyn nie, vir die medikasie wat die neuroloog vir my voorgeskryf het. Doodgewoon stil pyn. As ek reg onthou, het ek na my kinders se geboortes ook gebruik, na die keisersnee wat ek gehad het. Dit werk soos 'n droom. En dit is net fantasties om nou vir 2 dae geen hoofpyn te hê nie. En dan is daar natuurlik ook 'n aanpassing met my kroniese medikasie. So dit is my lekker om na dit alles goeie terugvoer te gee en te sê, dit gaan goed. En ek werk aan die inhoud vir my YouTube kanaal en dit is my lekker om vanaand weer met jou te gesels. So, deel jou gedagtes met my, ek maak aantekeninge, soos wat ek filosofies raak oor dinge wat ek in die lewe ervaar, en deel dit met my, laat ons gesels daaroor, en belangrikste van alles, skakel in op Radio Roepsyn, dan kan jy na my luister, en na ons ander omroepers. Jy moet 'n geseënde aand hê, ons gesels môre weer.